Goeiemôre ook vir almal wat ingeskakel is, waar julle ook al julle self bevind. Ons bid dat julle ook vanoggend die diens saam met ons hierso sal geniet en mag die Here ook duidelik vanoggend met ons elkeen spreek. So kom ons raak net rustig by die Here. Ons begin ook hierdie oggend in sy naam. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nog so 'n paar aanbiddingsliedere. Wat de vriend het ons in diens, wat in ons plek wil staan, wat de voorreg om geniere, door Gods troon neer om te gaan. Hoe verbeer ons toch die vrede, ach, hoe dikwels lei ons van. Net omdat ons nie ons nodig, uitstort in Gods Vader aan. Wat de vrede tussen Jesus. Wat de vriend het ons in liefde, hy wat in ons plek wil staan, wat een voorrecht om gediene, door Gods troon neer om te gaan. Hoe verkeer ons toch die vrede, ach, hoe dikwels lei ons van. Net omdat ons nie ons nodig, uitstort in Gods Vader aan. Thou
We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Asli dwar ons lippe, meer as wat woorde kan bring. Sing harke verlief op die koning, in verwondering. Want wie is die prins van die eeuwe? Salf hy die beker van vreugde. Kom, koning, luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein, en virus in die hoë. Want die liefde brandt al sterker, vir die bruid wat Here gee. Vir die ons mooiste mooi, hy gee permanentes lief. Meer as lief vir ons lippe, meer as lief oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring. Sing harke verlief op die koning, in verwondering. Want wie is die prins van die eeuwe? Salf hy die beker van vrede. Kom, koning, luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein, en virus in die hoë. Want die liefde brandt al sterker, vir die bruid wat Here gee. Vir die ons mooiste mooi, hy gee permanentes
Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome, genade stort oor lepperij, en virus in die goeie, want die liefde sterk nog sterk, vir die pryd wat die begin. Voor die ons mooiste mooi, waar hy giep is nie. Here, ja, U is ons Prins, U is ons bruidegom, Here Jesus, en U bruid wil vanoggend net weer haarself kom mooi maak en uitroep, kom, o bruidegom, kom gou. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook hier so saam kan wees, ook om uit U woord te kan leer en ook kan hoor, Here, van hoe lewe hierdie bruid, wat word van haar verwag, hoe om haarself mooi te maak vir haar koning, wat op pad is om haar te kom haal. Here, ons wil vir U dankie sê, dankie vir al die liefde, dankie dat ons ook so uit die woord, soos vanoggend uit Jesaja ook net weer herinner kan word, dat maak nie saak wat is daardie vuur, of daardie vloede, of daardie golwe, wat ons baie keer wil oorweldig, U is saam met ons, U dra ons wanneer ons nie meer weet wat kant toe nie, is U saam met ons. Dankie dat ons daardie rustigheid en daardie vrede het, dat ons koning regeer, en ons koning is in beheer, en dat U net kan spreek en die golwe sal bedaar. Dankie dat ons vanoggend ook so, as U kinders by mekaar kan wees, ook om in hierdie diens, ook net al ons lof en ons eer aan U te kan kom bring. Dankie vir al die seëning, en dankie vir al die liefde en U genade. Ons eer U en ons prys U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Ons is so baie dankbaar vir die nuwe musiek instrumente en ook die skerm wat die Here aan ons voorsien het, die nuwe klavier waarmee Shaal speel en dan ook die dromskerms. Ons is baie dankie ook vir elkeen se bydrae daarin om dit te kon bekostig en mag die Here julle ook ryklik seën daarvoor. Ons gaan verder lees uit die woord van die Here uit Kolossense hoofstuk 3. Ons gaan daar lees die eerste 17 verse en die boodskap se tema vanoggend is trek jou mooiste klere aan. Ons gaan sien dat Paulus hierso in Kolossense praat hy ook van hierdie goed wat ons moet aantrek en dit wat ons moet uittrek, daai ou mense dinge wat ons moet aftrek en in die mooi goede wat ons moet aantrek en ons weet dat Kolossense is baie naby aan die Efesiërs, baie van dieselfde goede word hierso aangespreek en in Efesiërs kry ons daai wapenrusting wat ons moet aantrek, maar vanoggend gaan ons 'n paar ander dinge sien wat ons moet aantrek. Hierdie beelde wat Paulus gebruik is vir ons so wonderlik. Hierdie man het regtig soos wat Jesus met die gelykenisse kon praat, het Paulus hierdie gawe gehad om 'n beeld te gaan haal en dit is vir ons so mooi hoe ons dit moet gebruik hierdie beeld. So ons gaan ook vanoggend daarso lees. So kom ons lees daar die eerste 17 verse van Kolossense hoofstuk 3. Net voordat ons lees dalk net, onthou verlede week het ons gesê dat ons het hierdie vryheid in Christus. Ons is saam met Christus gesterf, maar ons is ook saam met hom opgewek. Ons weet die wet het sy plek, maar daar's 'n nuwe lewe in Christus wat al hierdie dinge oortref. So kom ons lees dan nou verder daar. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is,
moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Verborge is soos in, as jy iets berg, dan steek jy dit weg. Ons is verborge in God, ons wat sy kinders is. Wat 'n wonderlike gedagte. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En as ons in hierdie heerlikheid deel, wat moet nou gebeur? Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie oor julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam en in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Tot sover. As ek dalk net daarso vir ons net weer kan teruggaan na vers 12 toe. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het, en daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. En dan ook net bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. So daardie liefde, ons het in die vorige hoofstukke gelees van die geloof en die hoop wat ons het, en vanoggend kom daai ding van die liefde baie sterk deur. Want God wil hê ons moet hierdie eenheid vorm. Tot sover. Nou vanoggend begin die deel daar, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Met ander woorde, dit is hoe God ons sien. Hy sien ons as hierdie mense wat saam met Christus gesterf het, ons ou sondige natuur wat dood is, maar laat ons nou hierdie nuwe lewe het. Ons het 'n oorwinningslewe. Soos wat Paulus ook verlede week, moenie laat julle weer onder die juk van die wet inkom nie. Ja, die wet het vir ons goeie riglyne van hoe om te lewe, maar moenie laat dit jou so vashou dat jy niks wil doen nie. Gaan doen eerder en gaan lewe hierdie volheidslewe. Julle is saam met Christus opgewek. Julle is oorwinnaars oor die dood. Julle is meer as oorwinnaars deur Christus wat julle koning is. Julle moet streef na die dinge wat daarbo is. Met ander woorde, ons moet lewe soos Christus lewe. Ons moet sy hande en sy voete wees, aanhou doen wat Christus gedoen het op hierdie aarde, want dit is wat God wil sien, en hy het ons sy gees gegee in ons, om hierdie lewe te kan gaan lei. Ons gaan dit nie uit ons eie uitreg kry, om al hierdie sondige dinge te laat staan nie, maar deur die gees wat in ons is,
herinner hy ons die hele tyd. Daai wette wat in ons hart geskryf is, ons het daai besnydenis in die hart wat ons verlede week gehoor het. So God het dit binne in ons geplaas, so ons moet hierdie volheidslewe gaan lewe, gaan doen wat Jesus sou gedoen het, en gaan wees daardie Jesus vir iemand ook in jou lewe elke dag. Trek die ou klere van die sondige mens uit, lewe soos 'n oorwinnaar. Want hy sê, want julle het gesterwe en lewe nou saam met Christus, verborge in God. Dit is so wonderlik dat ons is saam met Christus, ons is skoon gewaste kinders, vas verbind aan hom. Ons het verlede week 4 keer in daai eerste paar verse gehoor, in verbondenheid met Christus. So, ons is saam met Christus, vas in Christus, is ons ook nou God se kinders, is ons verborge in God die Vader. So, as jy nie weet hoe spesiaal jy is, die gaan lees hierdie 2 hoofstukke, 2 en 3, gaan lees dit oor, en jy sal net besef, hoe wonderlik en hoe kosbaar is jy vir God. En hoe sien hy jou? En hy sê daarso, met Christus se wederkoms, wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn, en in sy heerlikheid deel. Nou ons weet, om Christus se troon op hierdie stadium is al lewende wesens, daar's engele, miljoene der miljoene, en ons gaan in daai goeie deel. So, daarom sê hy, rig julle oë op na die dinge wat vir julle wag in die lewe hierna. Op hierdie aarde lyk dinge vir ons onseker. Ons weet nie wat in ons dorp gaan gebeur nie, ons weet nie wat met ons land gaan gebeur nie, maar as jy jou oë begin rig op waantoe jy op pad is en wie jy is in Jesus Christus, dan kry jy weer 'n lied in jou hart, jy is weer lus om te gaan lewe, want jy gaan in hierdie heerlikheid deel van Christus, ons gaan saam met hom in daai oorwinningstog deelneem. Ons gaan hoër wees as die engele, sê die Bybel vir ons daar in Hebreërs. So die tyd wat ons op aarde is, ons 'n laer wese as die engele, maar wanneer ons met Christus se wederkoms, of wanneer jy tot sterwe kom, gaan jy hierdie wonderlike heerlikheid belewe. Gaan jy jou krone kry, en gaan jy saam met Christus regeer oor alles. Maar dan sê hy daarom, so met ander woorde, ons het nou hierdie oorwinning, en ons het al hierdie dinge tot ons beskikking, daarom moet julle nie in hierdie aardse dinge wat nog in julle is, hierdie ou klere moet julle uittrek, maak dit dood. Die eerste goed wat Paulus hierso noem is 'n reeksie van goede. Hy sê onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Hierdie goed is baie na binne gerig. Hierdie gierigheid en onsedelikheid, dit is alles met jouself te doen. Jy wat begeer 'n ander vrou, dis hoekom die wet ook sê, moenie iemand anders se huis begeer nie, moenie sy vrou begeer nie. Dis alles goed wat binne in ons is, in ons sondige natuur. Maar ons het dit oorwin, ons is meer as oorwinnaars. So ons moet hierdie goede los. Ons moenie meer soos die wêreld wees en agter al hierdie goede wat ons al hoe meer en meer sien gebeur, moet ons nie agter dit aanloop nie. Ons weet wat die goede wat verkoop is hierdie goed wat Hollywood en weet, as jy kan die 7de laan kyk of wat ook al, ek weet nie eens meer wat se seepies daar is nie, maar daai goed is alles van, nee man, hierdie man is nie happy met sy vrou nie, dan gaan hy agter die ander vrou of wat ook al. Dis wat in die wêreld aan die gebeur is, dis wat Hollywood in die TV's vir ons wil sê, dis reg. Ons moet anders ter wees, ons kan nie hierdie goede deel maak van ons lewens nie. Ons moet daai goed uittrek en ons moet die nuwe lewe aantrek. So hierdie eerste klomp goedjies wat hy hier noem, die onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid wat hy sê afgoderry is. Want God sê, Jesus het self gesê, jy kan nie my dien en Mammon dien nie. So Mammon, hierdie geldgod, hierdie gierigheid van, as ek die nuwe kar het, dan moet ek 'n nuwe huis kry, en dan moet ek die karavaan kry, en dan moet ek die boot kry, en dan moet ek die huisie by die see kry. Jy kan net nooit genoeg kry nie, as dit is wat jou gaan dryf. Ek wil nie sê, jy mag nou nie 'n karavaan gaan koop nie, ek weet, baie mense wat hou van kamp, en dis reg, maar moenie laat daai goed jou so beginne dryf, dat as die karavaan nou net 'n ou stampie gekry het, dan sit dit aan die einde van die wêreld nie. Of laat daai kar jou nou so, jou alles raak, hoorie, so hy mag net, daar's 'n fyn lyn tussen kyk mooi na jou goed en om die ding te verafgod. Hoor net wat ek sê volgende, jy moet jou goed oppas, dit is om 'n goeie rentmeester wees, en dis reg.
Maar as jy net kan dink aan, ek wonder of my kar nou alright is daar in die parkeer, en ek wonder of iemand dalk te naby gestop het, of dalk sy deur teen hom gaan oopmaak, en jou hele tyd wat jy hier binne sit en op Jesus moet fokus, as jy besig om te dink aan jou kar daar buite, dan is daar 'n bietjie van 'n fout. So, moenie laat hierdie gierigheid jou so dryf nie. En dat hy dan self sê, dit is afgoderry. Jy kan hierdie goed so verafgod, jou besittings, dat dit vir jou belangriker word as dit wat jy met Jesus Christus het. En dan sê hy, deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. So, let ook mooi op hier, sodat die mense wat nie in 'n verhouding met God lewe nie, dis hulle wat die straf gaan toekom. Want as jy 'n wedergebore kind van God is jy vry. Jy het die vryheid en ja, jy pas jou goed op, maar hierdie goed sal nie vir jou belangriker word nie. En as jy dalk so ietsie sien in jou lewe, dan moet jy daaraan gewerk. Want hy sê ook daar vir ons, julle het met die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek en lewe nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer en meer na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God kom. So, ons gaan nie dit alles regkry nie. Miskien is daar van hierdie goede wat jou laat val en struikel. Miskien kyk jy na goed op die TV wat nie goed is of op 'n rekenaar of wat ook al nie. Miskien is hierdie welles en onreinheid of hierdie begeertes van jou dalk nog 'n probleem. Dan gaan werk jy daaraan, want jy het nog nie daar nie. Dit gaan jy eers bereik die dag as jy tot sterwe kom of wanneer Christus ons gaan kom haal. Jy gaan in hierdie lewe altyd moet veg teen hierdie goede. Dit gaan deel wees van ons sondige natuur wat nog in ons is. Maar, dan kom hy by die volgende dinge. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd, 'n gevloek, vuil taal, moet daar nie oor julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Nou is dit meer, waar die eerste lot goed baie na binne gekyk het, is hierdie volgende goed, die woede en die haat. Dit is eintlik meer wat jy, die sondes wat jy teen jou medemens doen. Dit is om hulle seer te maak, om hulle slegter te vervloek en al hierdie goede. Jesus sê vir ons, daarso wanneer hy kom en hy praat oor die wet, dan sê hy, ek sê vir jou, as jy nou vir jou broer sê, hy is sleg, het jy selfs moord gepleeg. So erg is Jesus oor hierdie goede, maar as jy die vryheid in hom het, sal hierdie goede al hoe minder in jou lewe die deurslag gee. So, gaan kyk na hierdie goede. Gaan doen daagliks introspeksie. Gaan kyk watter van hierdie goede wat jy hier lees vanoggend, is dit wat nog in jou lewe die deurslag gee. Want ons moet onthou, ons het nog ons sondige natuur. Ons is nog nie vry van die sonde nie. Die sonde is nog in hierdie wêreld. En daarom sal hierdie goede van tyd tot tyd deurkry. En God kom toets dit met jou. Soos ek altyd sê, gaan ry nou agter 'n ou, dat daai twee karre so en jy sien nie vinnige baan en jy wil verbykom en daai twee poer hier teen 50 km/h, dan kom ek baie vinnig agter, hoorie my woede, kort bietjie aandag. My geduld is nie waar dit moet wees nie. So die Here het 'n manier om vir jou hierdie goed te duidelik te maak, dat daai goed kort 'n bietjie aandag in jou lewe, gaan werk 'n bietjie daaraan. Maar soos wat ons vanoggend lees, is hierdie goede is ons bewus van. Maar wat Paulus vir hulle wil sê is, julle is almal nou, of julle nou 'n Griek is en of julle 'n Jood is, julle is almal, dit is nie belang of iemand van Griek is of 'n Jood is, besny of nie besny is nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. So, ons weet, ja, ons het hierdie dinge wat nog in ons lewens van tyd tot tyd sy kop uitsteek, maar ons is meer as oorwinnaars. En daarom moet ons meer fokus op die goed wat ons wel moet aantrek. Moenie so fokus, ek het nou alweer gevloek, of ek het nou alweer, dat jy weer eens, nou is jy weer terug by daai wettiese goede. Gaan lewe meer met die goed wat hy vir ons wel sê wat jy moet aantrek. Ons moet al hoe meer en meer soos Christus word. So, hoe was Christus gewees? Christus het hierdie voorbeelde vir ons gestel. Daarom moet jy meer lewend wees. Goedgesind, nederig en sagmoedig en verdraagsaam. En baie van hierdie goede moet 'n mens ook onthou, dit lyk baie keer vir jou asof hierdie goede juis eintlik van jou 'n swakkeling maak. Nou moet jy gaan nederig wees en jy moet sag wees en soos Jesus die voete gaan was en goede. Dit maak nie van jou slegter nie.
Moenie laat mense op jou trap en jou misbruik nie, maar wees 'n sagter mens. Wees die Jesus en daai voorbeelde wat hy vir ons gegee het van meelewend. Hy was bekommerd oor iemand wat swaar kry. As daai mense uitgeskree het, seun van Dawid, ontferm U oor ons, dan het hy gaan stil staan by hulle. Hy het selfs by die kindertjies gesê, moet hulle nie van my af weghou nie, want hy het omgegee. Hy was meelewend geweest. Dit was dit so gesê, goedgesind. Hy het selfs gesê, Here vergewe hulle, toe hy daar aan die kruis gehang het, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nederig en sagmoedig en verdraagsaam. Hy het hulle verdra ten spyte van al die dinge wat hulle hom toegesnou het. Al die dinge wat hulle aan Jesus gedoen het, het hy hulle nog steeds vergewe. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. So mense, dis daai dinge wat ons moet gaan uitlewe, want ons loop met soveel hart in ons harte, dat ons wil nie, as jy iemand sien, dan wil jy nie eens in dieselfde vertrek, of in dieselfde paadjie daar by Checkers, want ek is so hard teenoor hierdie mens. So as jy nou al iemand gesien het in die paadjie afkom daar by Checkers en Pick n Pay, en jy wil eerder in hierdie, dan weet jy, die Here praat met jou, gaan maak reg daai dinge, gaan sorg daai goede uit, want dit moet nie by julle wees nie. Jesus het ons vergewe, ons wat as mensdom hom aan 'n kruis laat hang het, hy wat sonder sonde was, en hy het ons vergewe vir dit, vir al daai sondes, vir al daai skuld wat ek en jy ook het, dat hy aan die kruis moet hang, het hy ons vergewe. So, wie is ons dan om hierdie wrokke te hou? Onthou daai man wat die koning het al sy skuld gaan afskrywe, en toe gaan hy uit, en hy wat al hierdie skuld, en toe wil hy nou daai ou, jy gaan my betaal. So ons moenie so wees nie, want toe was daai koning baie kwaad geweest, dat daai man het nou van die ander geëis, jy is vrygespreek. So gaan gee dan 'n bietjie van daai vryspraak ook vir iemand wat dit nodig het, iemand wat jou seermaak, iemand wat jou te nagekom het, want deur dit te doen is jy Jesus vir daai persoon. En ja, ons het dalk reg. In ons land en in ons regering, miskien was jy al by 'n werksplek waar jy 'n pos moes gekry het wat dit vir iemand anders te gegee het, as gevolg van miskien dat jy 'n ander ras is, of miskien was jy nou nie so in die baas die hele tyd vir hom koffie aangedra, en toe kry die persoon langs jou die werk en goed, en jy voel te nagekom. En miskien met reg so, maar onthou, God gaan vir ons in die lewe hierna, gaan jy jou prys kry. Dis wat hy ook vanoggend vir ons sê, lig julle fokus op die dinge hierna, want dit is waar jy jou prys wil hê, nie op aarde nie. En God sien hierdie onregverdigheid raak, en hy weet jy is dalk al te nagekom, en hy weet mense maak jou seer. Maar dit is juis om dan die mindere te wees, en dan te gaan sê ek is jammer, alhoewel jy nie skuldig is nie. Wees die mindere, gaan buig die knie soos wat Jesus ons geleer het. En dan bo alles met ons die liefde, die mooiste klere is die liefde. Dit bind alles tot 'n volmaakte eenheid saam, want dit is wat Efesiërs ook vir ons sê, ons as kerk veral moet in 'n volmaakte eenheid saamlewe. As ons hierso sit en mekaar beskinder en sleg sê en ag die dominee dit of tannie Sannie dat of daai en dit bring oneenigheid. En dit is nie wat God wil sien nie. As kerk moet ons saam staan. Ons is ook so as gemeentes, miskien partykeer het ons al agtergekom met ons meer hande vat, want dit is daai oog en daai lotte doen dit en daai lotte is so en hulle doen dit nie soos wat ek dit wil hê nie, en nou is hulle anderster en dan hou ons nie daarvan nie. So ons moet gaan regmaak. Ons moet daai eenheid vorm en hande vat en saam die koninkryk van God opbou. En liefde is daai band wat alles beter maak. Dit is die mooiste klere wat ons moet aantrek. En dan sê dit, liefde lei na vrede, die vrede van Christus moet in julle lewe die deurslag gee, want daar is soveel haat daar buite, daar is soveel oneenigheid daar buite, dat ons gaan anders te maak as ons in vrede en in liefde met mekaar gaan lewe. Dat mense kan sien, hierdie kinders van God kan nog hande vat. Ons kan nog met mekaar die pad stap, want die wêreld wil ons een kant toe dryf en elkeen vir homself en ons kan mekaar net so
die sleg toewens en toesê. So kom ons gaan wees anderster as dit. Die belangrikste wat ons moet onthou weer eens, daai fokus op die ewigheid. Ons gaan vir ewig saam met mekaar in die hemel wees. En ons gaan saam met ons medeboeties en sissies in Christus gaan ons in die hemel wees vir ewig. So, hoekom wag tot in die hemel en dan loop jy met hierdie kwade gevoelens nog al die tyd hier op aarde rond? Ons gaan vir ewig saam wees. Kom ons maak vrede, kom ons lewe, ons vat hande en ons maak reg. En dan sê dit, wat dan moet verder gebeur as ons nou hierdie vrede en hierdie eensgesindheid het? Dan sê dit leer en onderrig mekaar. Ook in die woord en dit wat ons van weet van die Here, is dat nie een van ons wat hier sit, selfs nie ek nie. Ek hou daarvan, soos ons het 'n verskriklike wonderlike Woensdag aand manne Bybelstudie gehad, waarom André vir ons voorgegaan het, en jy leer so by iemand anderste, want baie keer lees jy 'n ding so, en dan hoor jy dit net bietjie van 'n ander hoek af. So ons selfs as dominees kan by julle leer, baie keer wanneer ons die oggend Bybelstudies ook doen, jy hoor iemand anders se insig en hulle, wat hulle bietjie met jou deel, en dan kom jy agter, ja, ek het nou nog nooit daaraan gedink nie, en dan begin jou kop sommer so spoel, soos branders wat net wil, so van die goed net na jou toe kom. Ons kan almal by mekaar leer, ons moet almal mekaar onderrig, met wysheid en met dankbaarheid in julle harte. En dan wat gebeur dan? Nou kan jy nie anders dan, jy is vry in Christus, jy ervaar hierdie vrede, ons het hierdie eensgesindheid onder mekaar, en wat doen ons dan? Dan kom ons saam en ons kom prys die Here. Soos vanoggend, ons wil net sing en die Here groot maak, en vir hom psalms en gesange en ander geestelike liedere wil ons vir God sing. En ons weet dat baie keer met die mense gaan kyk maar na die goede wat nou gesing word, wat die woorde ten minste reg is, maar partykeer voel dit net vir my dat mense dink asof die Here opgehou lewe het en met mense gewerk het in die tyd van die psalms. Die tyd van die psalms was in tyd van Dawid hulle en baie oud tyd. So God het nie opgehou om met mense te werk, om met die Retief Burgers en met die Louis Britse en met hierdie mense te werk en hulle te inspireer deur die Gees om hierdie wonderlike geestelike liedere vir ons te skryf nie. Ons moet weet dat God is nog steeds vandag in beheer, en hy inspireer nog steeds mense, en hy raak nog steeds harte aan, wat nie anders te kan as om lof vir die Here te wil bring nie. So, ons moet nie te veel geforseer word, dat ons nie hierdie goede mag doen in ons gemeentes nie. Ja, ons moet kyk dat wat ons sing in lyn met die woord is. Dit moet ons definitief doen. Ons kan nie net hierso goed te begin sing, omdat dit nou deur een of ander kerk in Australië geskryf is, nou is dit net reg nie. Ons moet dit gaan ondersoek. Maar wanneer ons dit dan hierso sing, al is dit nou nie die liedboek wat ons mee het soos in die ou tyd nie, ons sing dit nou hier op die skerm en ons sing nuwe geestelike liedere. Maar weet net, ons het hierdie goed gaan ondersoek, maar die Here sê ons mag ander geestelike liedere, psalms en lofgesange, ja. En dit is nogal lekker vir ons partykeer, en ek dink die ouer garde sal saamstem, dat dit is vir ons lekker wanneer ons 'n bietjie die psalms en die gesange bietjie gaan afstof. Daar's 'n tyd wanneer dit ook weer bietjie lekker is om daai ouer goedjies te sing. Maar ons moet ook ruimte gee vir die nuwe goede, veral vir ons kinders en ons jonger generasies wat deurkom, wat nie met die psalms en lofgesange groot geword het. Nou kan ons hulle nie beperk en sê, julle mag nie daai goed sing nie, want as dit in lyn met God se woord is, dan sê die woord, dan mag ons dit mos nou doen. Maar moet net nie dit, as dit nie in lyn met die woord is, dan in die gemeente inbring nie, want dan maak ons ook verkeerd. So mense moet maar net altyd die pendulum op die regte plek hou. Want ons praat altyd van, party mense sê nee, net die psalms. Ander sê nee, net geestelike liedere. Mens moet altyd daai pendulum in die middel hou, daai klok wat so van kant tot kant. Moenie net te veel hier wees dat jy mis al hierdie mooi van, maar nou moet jy ook nie net daar wees en nou skryf jy alles wat die psalms ook vir ons, daar's ook mooi goede in die psalms en die gesange, wat ons nie met agterweë laat nie. So, ons wil net die goue middeweg kry, dit is die belangrikste. En ons doen dit alles om God te verheerlik. As dit is wat jy doen, as jy hierdie goede aantrek, as jy meelewend is, as jy gaan ingee vir iemand wat deur 'n swaar tyd gaan, as jy goedgesind is vir ander mense wat dalk verdien om
wat jou al seer gemaak het, maar jy is goedgesind en nederig. Hierdie goede wat ons maar die knie bietjie buig, en ander mense sien dat hulle maar wen nie op aarde, ons prys wag vir ons in die hemel, dan verheerlik ons God, en doen ons dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank ons God die Vader deur hom, want dit is waaroor ons op aarde geplaas is, om God te verheerlik. Ons lewe op aarde moet alles gaan net oor God. Ons is nie hier vir jouself nie. Purpose Driven Life van Rick Warren sê, dit gaan alles net oor God. Ons rede hoekom God ons op die aarde geplaas het, was nie omdat hy verveeld was of enigiets nie, dit was net alles om hom te verheerlik. Selfs die hele skepping, die plante, alles, elke hond wat blaf, blaf tot eer van die Here, elke blom wat blom, blom tot eer van die Here. Dit is alles, die hele skepping is om God groot te maak. En ons weet die liefde waarvan ons vanoggend praat, hierdie mooiste iets wat ons moet aantrek, gaan dink ons altyd terug aan 1 Korintiërs 13, die baie bekende gedeelte wat Paulus op ons skryf. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde is nie ligraak nie. Dis al hierdie goede wat jy hier sien, sien jy ook in Korintiërs. Dat jy doen dit nie vir jou eie, as jy goed doen, doen jy dit nie vir jouself nie. Jy doen dit om iemand anders te gelukkig te maak. Al jou geestelike gawes is om iemand anders te groot te maak. En nou weet ons is in die kerklike kalender, is ons nou in die lydenstyd. Alles wat opbou na die dood van Christus toe. Dit waarvoor hy gekom het, om hierdie bande te herstel met die Vader. Alles bou nou op. Een van die dae gaan ons die Palm Sondag hê, en dit wat ingelei het na daai week toe wat Jesus alles moes deurgegaan het, vir elkeen van ons, om ons te vergewe. Maar ons loop met hierdie swaar gevoelens in ons harte, en ons loop met swaar gesigte rond, maar Jesus het ons kom vrymaak. So kom ons word ook net daaraan herinner in hierdie tyd, wanneer ons opbou na die Paasfees toe, dat ons deel in daardie lyding, ons deel in daardie opstanding, ons is nou meer as oorwinnaars. So kom ons gaan lewe nie meer met hierdie ou dinge wat ons so ondertrek nie. Kom ons los hierdie dinge wat vir alles oor myself gaan, en kom ons gaan doen alles vir die Here. Want dit was die Satan se rede vir sy val. Hy wil alles vir homself gehad het. Hy wou belangrik wees. Hy wou alles net hierdie aanbidding vir homself gekry het. Ons moet gaan die teendeel wees. Ons moet God gaan verheerlik. Deur hierdie klere te gaan aantrek van meelewendheid en goedgesindheid en nederigheid, en bo alles dan die liefde. Die liefde wat alles in volmaaktheid saambind. Dit is wat in ons lewe die deurslag moet gee. Want God het ons so lief gehad. Hierdie tyd van lydenstyd herinner ons hoe lief het God jou, elkeen van ons wat hier sit, dat hy dit vir jou kon doen. Hy het sy seun ook vir jou kom stuur, om vir jou sondes aan die kruis te kom sterwe. En daarom is daar vir jou geen meer veroordeling nie. Nou lewe jy in hierdie oorwinning. Jy het saam met Christus opgestaan, jou sondige mens het agtergebly daarso. Jy kan nou deel in hierdie oorwinning. En hy het vir ons die Heilige Gees gegee om ons te help om hierdie goede te kan oorwin. Mense, soos ek sê, ons gaan dit nie op aarde alles reg kry nie. Ons het daai sondige natuur wat van tyd tot tyd wil sy kop uitsteek. Jy kan so mooi lewe en jy kan so mooi weet jy tot op 'n punt, en dan is daar net daai een ding wat jou irriteer of iets, en dan kom hierdie deel van jou op wat jou eintlik so skaam laat kry. Wat jy weet, dit is nie hoe ek wil wees nie. Ek wil nie daai mens wees nie. Ek wil nie so kortie meer hê nie. Ek wil nie so vloek of hierdie goede uiter soos wat ek doen nie. Dit kom so maklik. Ek moet dit los, ek moet daaraan gaan werk. Trek daai goede uit en trek die mooi goede aan. En hoe meer jy gaan fokus op hierdie mooi goede, dan gaan jy agterkom, dit is makliker om dit te doen. En hierdie ander goede sal agterweë bly. Dit is daai deel van om jou huis leeg te maak. Dan sê dit daarso, jy kan al die goede uit jou lewe uitkry, maar as jy nie gaan volmaak met die goeie goede nie, dan gaan daai slegte goede terugkom, net nog 'n paar slegte vriende saam met dit. So, maak jou huis skoon, kry hierdie goed uit jou lewe uit, gaan werk daaraan, maar moenie dan net stil sit nie. Gaan doen dit, gaan doen die mooi goede, gaan wees deurlewend. Gaan stop 'n bietjie by daai persoon wat jy weet al lanklaas in die kerk was, lanklaas
van hulle gehoor het van daai familie, verneem net 'n bietjie, wees goedgesind, wees bietjie die mindere. Nee, maar hulle bel my nooit nie, so nou gaan ek hulle ook nie bel nie, of hulle nooi my nooit uit na daai nie, nou gaan ek maar dieselfde wees nie. Nou gaan ek hulle ook maar uit my lewe uit vir my of uitwerk, want hulle nooi my nie inhou, maar gaan wees jy bietjie die mindere, en miskien is daar net daai miskommunikasie. En dan kan jy sien hoe gaan hierdie bande weer herstel word. Maar ons wil so graag wen. Ons wil so graag alles oor myself laat gaan, en Jesus het juist vir ons kom wys aan die kruis. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God die Vader. Dit gaan oor om jou eendag by hom te kry. En daarom het ek my alles op die spel kom gee, sodat julle saam met my in die hemel kan wees, en in my heerlikheid gaan deel, en dit wat vir julle wag. So as jy mos nou bly is oor dit, wat vir jou wag, hoekom nie nou al reeds daarin lewe nie, want Johannes 17 sê vir ons, dat dit is die ewige lewe, dat as jy in Jesus Christus glo, is jy al reeds die ewige lewe, so kom ons gaan lewe reeds soos daardie mense, kom ons gaan trek hierdie mooi goed aan, kom ons wees hierdie bruid wat haarself mooi maak vir haar bruidegom, dat ons elke dag ons beste gaan gee, ons mooiste gaan maak, want miskien kom Jesus vandag, miskien kom hy ons vanaand al, miskien kom hy een van ons kry, ons weet nie. Maar wees elke dag reg, dat wanneer jou lewe tot 'n einde sal kom, of wanneer Jesus op die wolke gaan verskyn, dat ons nie gaan skaam wees oor al hierdie goed wat God dalk in ons lewens gaan sien nie. As jy besig met onsedelikheid, ek dink nie jy wil daar besig wees met 'n ander vrou, besig om dinge te doen, en hier kom Jesus en hy verskyn aan jou. So kom ons gaan maak reg. Maak dat jy so lewe dat wanneer Jesus na jou kyk, is hy trots om te sê, daai is my kind. Ja, hy sukkel nog met daai woede en met daai goede, maar hy is besig om te probeer. En die Heilige Gees wat binne in ons is, sal ons help om teen hierdie goede weerstand te bied. Want in ons eie krag kan ek julle beloof, daai sondige natuur is baie sterk. Paulus het self gesê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dis juist hierdie slegte goed wat ek nie wil doen nie, dit doen ek so graag. So, as Paulus dit sê, wil ek daarom vir julle moed gee, dit gaan nie sommer net gebeur nie. Dit het met Paulus moeilik gegaan. Maar kom ons, laat ons nie net terugsit en sê, ag, ek is nou maar so sondig, en ek gaan nou maar net oorgee nie. Nee, kom ons gaan probeer ten minste. Kom ons uit die dankbaarheid vir dit wat ons het, moet ons hierdie aardse dinge doodmaak. Deur dit wat Jesus vir ons kom doen het, laat ons gaan dankie sê vir hom, deur 'n mooi lewe te gaan lei, deur hierdie wonderlike klere aan te trek wat hy vir ons gegee het om te mag aantrek. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u met ons praat en vir ons net weer vanoggend wil kom herinner, Here, dat u soek iets by ons, u soek die vrug van die Gees in ons lewens. Here, dat ons nie sal aanhou om op die sondige maniere te bly voortlewe nie, Here. Ons kan nie dit doen nie, want ons weet, u het vir daardie sondes kom sterf, en daarom moet ons dit eenkant toe stoot, en moet ons meer en meer lewe soos vrygekoopte kinders wat ook deel in die dood en die opstanding. Here, en mag liefde al hoe meer en meer die deurslag ook in ons lewens gee. Mag ons alles wat ons doen tot eer van u naam. En nie omdat ons daardeur raak gesien wil word nie, maar omdat ons dankbaar is vir wat u vir ons kom doen het, Here. En dit wat ons ook nou gaan sing, Here, al praat ons die tale van engele, al het ons al hierdie geestelike gawes, maar ons doen dit nie uit liefde nie, dan doen ons dit vir onsself. En dit is nie reg nie, Here, dit is sonde. Maar dit alles moet gedoen word tot eer en verheerliking van u naam. En dankie dat ons kan deel in die dood en die opstanding. Dankie dat u ook die Gees vir ons gegee het om ons te help, om al hoe meer en meer na die beeld van Christus gevorm te word. Here, dankie dat ons ook as kerk in hierdie lydingstyd ook net weer in onsself kan afsonder en ook net gaan dink, Here, watter dinge in my lewe kort aandag? Watter van hierdie ou vuil klere is nog so in my lewe sigbaar? En laat ons sal gaan werk aan daai dinge. Laat ons nie sal dink, ag nee, wat ons het nou hierdie vryheid in Christus, en laat ons nou maar kan aanhou sondig nie. Nee, Here, ons moet al hoe meer en meer
probeer om daai goed te een kant toe te plaas en dat u liefde en u goedgesindheid en u meelewendheid ook al hoe meer en meer in ons lewe gesien sal word, en sodat u daardeur verheerlik kan word. Here, u is so goed vir ons. Die minste wat ons kan doen is om onsself mooi te maak vir u elke dag. Elke dag sal reg wees, hierdie bruid wat wag vir haar bruidegom. En wanneer u opwagting maak, dat ons mooi en skoon en met die beste klere sal aangetrek hê om ons bruidegom tegemoet te gaan. Ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kom ons staan en sing ons daardie bekende Wat het mense in de tale, maar is die het liefde. Is my woorde, hulsend woorde, danke sonder beeld. Al kan het geheime uit, al wie dat verdoofd. Of al weet ek al wie kennis, sonder liefde is ek Zonder liefde zal mijn gabels al mijn eigen pijn laten. Die warme hart van liefde, mij wordt met goede taal. Onrecht kan met liefde dragen, als het die waarheid gaat. Je vergifnis moet bewachten, om die beste ons Al die talen profetieën die weg van durven uit, met die liefde die volmaakte, kom ik zelf het altijd. Van geloof je koers in lucht, daar die toekomst brengt die boek. Met die liefde blijft die grootste liefde, slijt die wereld door. So, as ons nie die liefde het nie, baat al die dinge ons niks nie. Mag ons in liefde vandag uitgaan, mag die liefde uit jou straal, selfs vir daai mense veral, wat jou al so seer gemaak het. Kom ons gaan probeer maar liefde ook aan hulle bewys, want dis wat Jesus met ons gedoen het. Kom ons gaan deel dit ook met ander, wat het so nodig het, om ook meer bietjie geliefd te voel. Ontvang dan na die Here se seën, en gaan lewe dan in liefde met jou medemens. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die genade en die vertroostende teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.